Ek verwelkom vir die laaste deel van ons program vanoggend vir Cas Olivier van Thinking Tools om vir julle te beduie hoe leer 'n mens goed soos wiskunde. En hy het nou al die afgelope paar weke het hy nou vir ons tou wys gemaak. Môre Cas, Môre Isak, gaan dit goed met jou? lekker om met jou Cas. Daar sê ek groet die kykers ook. Cas, ons praat oor jou thinking tools en jy het nou die afgelope tyd vir ons beduie hoe dat die brein as dit ware ingebore thinking tools het om 'n verskil in onderwys te maak. Nou praat ons verder daaroor vandag. Waaroor praat ons vandag? Goed, ek wil net eers aansluit by die vorige gesprekke en vir jou vertel dat baie van die dinge wat ek ontdek het is omdat die skoolstelsel onderwysers in algoritmes beginne glo het. Ons kan later daaroor praat. Hulle glo byvoorbeeld dat jy dinge kry soos visuele leer. En dit impliseer dat jy met die oog kan leer. Die brein is al deel van die liggaam wat kan leer. Die oog is net 'n toegang, maar hulle noem dit vals lering om te sê dis visuele leer, maar dis 'n ander gesprek. Vandag gaan ons praat oor daai kinders wat leer en leer en leer en dan kom die eksamen en dan doen hulle nie soos wat die ouers gedink het hulle moet doen nie. Dit was ek. Dis nou, okay, nou praat ons vandag net met jou. Goed, reg. Die kort en die lank is Isak, dat die fout nie by jou gelê het nie, want kyk waar staan jy en is dieselfde mens wat ek nou mee praat wat op skool gesit het en nie die persoon met die beeld en die selfversekerdheid wat jy nou het wat jy toegehaat het nie selfde mens, maar kom ons gaan kyk. Dit is omdat vraestelle geweldig onregverdig is. En ek gaan vandag 'n groot stelling maak en ek sê vraestelle is so onregverdig dat dit konstitusionele hof toe gevat kan word. Finish en klaar. Ek moet jou sê, nee, ek het al in 1987 agtergekom dat eksamenvraestelle baie onregverdig is. Omdat hulle die vrae gevra het wat jy gespot het nie, ek verstaan daai. En nou kom jy vandag my standpunt bevestig, maar is te laat. Maar hoekom sê jy dat vraestelle onregverdig en ongeldig kan wees? Isak, assessering is 'n wetenskap en om daai wetenskap te pleeg, moet jy aan sekere kriteria voldoen en een van daardie kriteria is regverdigheid. Dit beteken dat jy nie 'n kind kan assesseer oor iets waaroor hy nie onderrig het nie. Kan ons daaroor saamstem? Ja, ek sou gesê het iets vir die kind nie geleer het nie, maar maar soos jy sê, dit wat ek gespot, hulle moet vra oor dit wat ek gespot het. Maar okay, nee, ek stem saam. Onderwyser kan nie 'n vraag oor 'n boontjie vra as die boontjie nie geleer is nie. 100%. Goed, maar ek kom nou weer van 'n ander hoek af, né? En ons moet kyk, ek wil jou eers 'n ander vraag vra. Het jy as leerder op skool, is jy onderrig, en ons het al oor hierdie goed gepraat, analiseer om te sinteseer en te evalueer. Het jy so 'n klas gehad dat ek jou gesê het, nou gaan ek jou bemagtig, Isak, of die klas om dit te doen? Nee. Daai ding word nie gedoen nie. Goed, nou volgens die kurrikulum, né? CAPS, moet leerders geassesseer word oor hulle vermoëns om te kan analiseer, sinteseer en te evalueer. Ons gaan later praat waar hulle vandaan kom, maar dit moet geassesseer word. Okay, maar okay, jy sê nou aan die een kant analiseer, sintetiseer, evalueer en dat dit ingebore thinking tools is, maar nou sê jy dat kinders daarin onderrig moet word. Hoe verstaan 'n ou dit? Goed, jy sien, aan die een kant word ons met thinking tools gebore en dan ek dink dit is wat jou de mekaar maak en dan sê ek jy moet daarin onderrig word, amper of dit 'n teenstelling is, maar dit is nie. Kom ek gee vir jou
'n voorbeeld, né? En ons werk met iets wat ons meer bekend is. Kinders word gebore met die vermoë om te kan loop. Maar kan hulle loop? Nee, hulle kan nie loop nie. Om te kan loop, moet daar eers breinbane gevorm word, dan moet oefeninge plaasvind en dit moet begin outomatismes word voordat jy kan loop. Maar ons moet ook vir mekaar sê dat gewone loop en vergelyk dit nou met analiseer, soos wat 'n kind dit met dit gebore is nie eintlik 'n Olimpiese prestasie nie. Jy verstaan, ons moet hierdie gewone vermoë vat en ons moet hom deurdruk tot 'n Olimpiese prestasie. Iemand, Jaco van Heerden sê hierso, hy sê jy kan nie 'n vis assesseer oor sy vermoë om 'n boom te klim nie. Ek dink hy maak nog al 'n goeie punt. Dit het met geldigheid te doen en ons kan ander dag oor geldigheid praat, maar hy is heeltemal reg. Assessering moet vir visse en krokodille en bobbejane by wyse van spreek as boomklimmers moet dit akkommodeer. Hy is heeltemal reg. Maar kas gee nou vir ons 'n praktiese eksamen voorbeeld van analise, sintese en evaluasie van 'n vraag. Goed. Kom ons sê 'n kind is nou nie hierin opgelei nie, met ander woorde, hy het nie vaardig geword in al hierdie aktiwiteite nie, en nou kry hy in 'n toets hierdie kontekstuele vraag. En die vraag gaan onder andere oor 'n scenario wat vir 'n entrepreneur gegee word. Dit is nou in die vak ekonomiese en bestuurswetenskappe, en dan is dit nou nie 'n vraag wat die kind kan voorberei en uit sy kop uit kan terugpapegaai nie. Dis 'n kontekstuele vraag. En dan sê die vraag, identifiseer die eienskappe wat deur hierdie entrepreneur, nie 'n entrepreneur, hierdie een in hierdie konteks vertoon word. Daai vraag tel 8 punte. En dan 'n volgende vraag, beskryf 3 strategieë wat die entrepreneur kan gebruik om die besigheid meer winsgewend en volhoubaar te maak. Lyk ons het Magriet ook hierso nodig, né? Goed. En nou kan jy nie iets uit jou kop uit deur, want die juffrou gaan of die meneer gaan vir jou sê, nee, verkeerd, dit is nie wat ek jou gevra het nie, jy het net vir my die goeie genoem. Nou om daardie vrae te kan beantwoord, moet jy kan analiseer, jy moet kan sinteseer en jy moet kan evalueer. En as jy nou nie onderrig is om dit te doen nie, dan is hierdie vraag ongeldig, omdat die onderwyser jou moes eers geonderrig het hoe om te analiseer, hoe om te sinteseer en hoe om te evalueer. En as jy nie hierby uitkom nie, dan verloor jy daai 12 punte wat geweldig belangrik is uit 'n vraestel uit, gaan jy al klaar baie naby aan die onderskeidingsmerk, en dan gaan dit verder nie goed nie. Okay, maar hoor nou net of ek reg verstaan, sê jy nou dat as die kind nie onderrig is om dit te doen nie, dan is die vraag onregverdig? Dis wat ek sê. Okay. Goed, en dit sê word ook ondersteun in artikel 29(1)(a) van die grondwet, wat sê dat die kind het die reg op basiese onderwys, en dit impliseer assessering ook, en as dit onbillik is, dan het die kind nie toegang tot billike of basiese onderwys nie. En dan ook die kwessie van gelykheid en regverdigheid, so jy kan nie 'n kind assesseer oor iets wat hy nie onderrig is nie, en ek wag vir daardie saak in die konstitusionele hof, wat 'n ouer onderwysdepartement, 'n skool of onderwyser hof toe vat en sê, luister, hierdie 12 punte, ek wil dit dispute. So dis so ernstig? Natuurlik, hoe ernstig is jou kind se skoolloopbaan? Hoe ernstig is jou kind se punte? Hoe ernstig is dit dat jou kind wat vir 'n sê nou maar medies wil gaan inskrywe, daai 12% moet hê om te kan kwalifiseer vir keuring, en dit is nie net in medies nie, klomp van ons professies, ingenieurs, jy soek daai 12 punte met 'n seer hart, en omdat jou vraestel onregverdig opgestel is, verbeur jy daai 12%. Maar wat is die oplossing hiervoor, Kas? Die korttermyn oplossing, Isak, is elke ouer moet vir hom of haar die vraag vra. Wil jy hê dat jou kind swak moet doen en nie in die top 20 moet val nie? Omdat hy nie kan, of sy nie kan analiseer, sinteseer en evalueer, en ons plaas 'n geweldige klem daarop. As jy dit nie kan, as jy dit nie wil hê nie,
En jou antwoord is nee. Kontak vir Cas Olivier. En die tweede oplossing is elke skoolhoof, lid van 'n bestuursliggaam en onderwyser. Onthou julle is 'n kollektief daarin. Julle stel die vraestelle op, julle modereer dit, julle teken dit af, julle is mede-verantwoordelik, né? Julle gaan eers op die rooi tapuit staan in die konstitusionele hof. En as jy dit wil vermy, dan skakel jy vir my en ons praat daaroor verder sodat ek jou kan oplei, sodat jy die kinders kan oplei, sodat hulle nie onregverdig deur jou geassesseer kan word nie. Cas, wat gebeur met 'n kind wat deur julle thinking tools proses gaan? Wat is die algemene uitkoms wanneer kinders deur jou hande gaan? Dit is nou 'n goeie vraag. Isak, die eerste ding is hulle kry insig in 'n vak of 'n tema om twee redes. Die eerste ene is ons help hulle. Onthou, jy kan nie namens iemand leer nie. So ons bemagtig hulle om 'n visie te kry oor die tema, maar die visie help jou niks want dit is net so 'n oorsig, maar as jy nie daai oorsig as 'n oriënteringsanker het nie, is jy al klaar verlore. En dan gaan ons dieper in en ons help hulle sodat hulle ons noem dit clarity kan kry. Jou eerste een is jou vision bo en dan kry jy onder clarity, dis jou detail. En die twee voer mekaar heeltyd. As jy van bo af kyk, dan sien jy dinge onder raak. As jy van onder af kyk, dan sien jy weer dinge bo raak. So ons kinders kry om jou vraag te beantwoord, eerste baie groter insig en perspektief, so dat raak nie meer die mekaar waarmee is ek besig nie. En die volgende is hulle leer om probleme op te los. En die wonderlike van thinking tools is hierdie probleemoplossingsvaardighede dra jy eendag in die regte wêreld oor, want jy het hulle, en dis wat skole tans nie leer nie. Jy leer uit jou kop uit en jy gee dit in die eksamen, maar nou wil ek vir jou een ding waarborg. Ek waarborg, dit moes laaste keer ook twee dinge gewaarborg. Nêrens in die hele wêreld gaan jy 'n posadvertensie kry, as jy nou vir 'n pos wil gaan wat sê, ons soek iemand wat feite kan leer en leer en vergeet nie. Hulle soek mense wat probleme kan oplos. So jy moet 'n probleem kan ontleed en kan oplos. Dit laat my nou dink van die ouma wat vir die kleinkind sê, ouma gaan bid dat jy deurkom my kind vir die eksamen. Toe sê die pa, moenie bid dat hy deurkom, jy bid dat hy leer. Dis die ding. Julle help dus mense, julle leer mense om te leer, om en te verstaan. Ja, dis reg, met hulle eie ingebore thinking tools waarvan analiseer, sinteseer en evalueer 3 is, ja. En julle doen dit deur middel van aanlyn kursusse. Aanlyn kursusse en ons doen ook wiskunde ekstra klasse wat ons die kinders leer hoe om 'n som te analiseer, want jy kan nie 'n som doen as jy hom nie geanaliseer het nie. En om hom weer aan mekaar te sit en te evalueer al die stappe. So uiteindelik word dit vreeslik maklik om wiskunde te doen, want jy die denkpad is vir jou uitgestippel, jy moet maar net die som in die paadjie sit. Dis Cas Olivier van Thinking Tools. Cas, dankie vir jou geselsie. Dit weer eens, dit was regtig insiggewend. Jy deur vir ons 'n klomp goed hierso. Groetnis. Ons praat weer.